Soos Marshall ook nou gesê het, ons begin vandag met 'n preekreeks Onse Vader, en soos jy seker kan aflei, dit gaan oor Matteus 6, waar Jesus sy disippels leer bid, en so, dis presies wat ons deur hierdie reeks wil doen. Ons wil kyk na gebed, ons wil toelaat dat Jesus ons kom leer oor gebed. En so, ek weet nie van julle nie, ek is 'n prentjie mens. Ek hou daarvan, en veral as dit kom by geestelike goed of so, ek dink daar's 'n rede hoekom Jesus gelykenisse gebruik het, hoekom hy geestelike goed verduidelik het, met een of ander storie of gelykenis of prentjie. En so, wanneer ons praat oor gebed, ek het 'n paar slides wat ek vir julle daar wil wys, en so, hierdie is bietjie van 'n getuienis, wat 'n prentjie vir my skep van gebed. So daai, wag gou terug, vorige slide Willem. So daai is 'n stukkie veld net daar buite ons hek in Camelthorne, 6 Oktober 2024. So dis amper presies 'n jaar terug. Nou ek weet ons vergeet baie vinnig, maar laat ek jou gou herinner wat aangegaan het op daai stadium. Dit was, hulle het gesê, ek dink die ergste droogte in Namibië in 100 jaar. Daar was min water, niks kos vir die diere nie. Ek onthou hoe Marlo vertel het hoe haar paal wat boer daar aan die syde, hulle moes die versamelvoelneste uit die bome uit begin haal om iets te hê vir die diere om te eet. Dit was regtig 'n desperate tyd gewees. Daar was so 'n bietjie van 'n hopeloosheid en moedeloosheid, soos die dae en weke aanrol en die reën kom nie en is net warm en is al hoe droër en soos jy daar kan sien, daar's baie min lewe in daai veld. Dis droog. Ek sien nie een groen bossie of boom daar nie. Nou goed, so toe het ons besluit as gemeente hier in November rond laas jaar, ons wil bid en die Here vertrou dat hy reën stuur. En so, ons is skrifvers 2 Kronieke 7 vers 13 wat presies oor dit praat, en ons het toe die Here aangeroep in hierdie manier. Dit sê, en die Here praat, hy sê, as ek die hemel gesluit het, sodat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, toon berou en bid, en vra my wil, en draai terug van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel, en hulle sonde vergewe en hulle land herstel. Goed, so toe het ons gebid. Hierdie was, ek dink 3 Desember gewees, laas jaar. Jy sien daar, ons het gebid vir reën, daar regsbo sal jy sien, daar so 'n stasietjie waar oom Koos en tannie Wally sit en bid. Ek dink Leandra is daar, en tannie Gisela, dink ek is daar op die grond op haar knieë. Tannie Gisela, ons is so dankbaar, tannie het opgekom van daar af. En hier's 'n hele tafel waar ons gebede neergeskryf het en gebid het vir herlewing in Namibië. En so ons het regtig voor die Here gekom en gedoen wat deur die skrif gesê het ons moet doen. En so, volgende slide Willem. So, begin van Januarie, nie eens 'n maand na ons daar by mekaar gekom het en gebid het nie, breek die hemele oop en het begin reën en reën en reën en reën en reën. En ek weet nie van julle nie, maar ek onthou hoe mense kon voel hoe die gemoed in die dorp so geswaai het. Van desperaatheid en 'n moedeloosheid en 'n hopeloosheid na ewe skielike vreugde. Daar's nuwe lewe in die veld. My lelieblommetjie wat daar tussen die ander blommetjies staan, en mense het net gaan staan en kyk hoe die rivier soos afkom. Ek het dit nog nooit persoonlik beleef as 'n Suid-Afrikaner, hoe mense staan en kyk vir 'n rivier nie. Maar dit was, mense kon net sien soos mense staan daar en drink net hierdie in. Eintlik wat die Here net kom doen het. En daar's net 'n dankbaarheid, 'n nuwe hoop, nuwe lewe. En so, hierdie is vir my 'n prentjie van wat die Here wil doen deur gebed. Nie net op 'n fisiese vlak nie. Dis grait dat die Here ons gebede verhoor het, maar ek praat van op 'n geestelike vlak, is dit die krag van gebed. Dit bring nuwe lewe, nuwe vreugde. En so dis wat ons vertrou voor deur hierdie reeks, en ook iets wat ek ook net by wil sê, en ek voel dis 'n profetiese woord oor ons as 'n kerk. Ek voel die Here roep ons
om 'n biddende gemeente te wees. Om 'n gemeente te wees wat voor die Here kom, in 'n nederige posisie die Here kom vra vir herlewing in ons dorp, herlewing in ons gesinne, herlewing in ons nasie. En so, daar's hierdie verband tussen gebed en herlewing en revivals oor geskiedenis, né? So ek wil sommer gou een vinnige een deel. Ons sien dit in die geskiedenis weer en weer en weer en weer, dat gebed en herlewing gaan saam. 1727, die Moravian Revival in Duitsland. Okay? Klein dorpie in Duitsland, wie het al ooit gehoor van Herrnhut? Dankie, Dirk het, obviously, maar ek dink jy seker omtrent die enigste een. Enigiemand anders, Tannie Gisela, Herrnhut? Nee, okay, klein dorpie in Duitsland. 1727, kom 'n groep gelowiges bymekaar en hulle sê, ons gaan 24/7 'n gebedsketting aan die gang sit. Ek gee jou gou 'n raaiskoot wanneer daai gebedsketting geëindig. Meer as 100 jaar later. Mense het vir 100 jaar lank 24/7 aanhou bid. Weet julle wat was die resultaat? Herlewing uit daai klein dorpie uit in die hele nasie. Hulle stuur sendelinge vanuit daai plek uit na 100 nasies reg oor die wêreld. Nou so ek voel dis bietjie van 'n, kan ons die Here vertrou vir iets soos dit vir Okanja? Dit kan ook ons storie wees, maar die Here roep ons tot gebed. So goed, ons gaan baie tyd die volgende 6 weke spandeer in Matteus 6, so as jy jou Bybel het, kan jy so lank daar oopmaak, en dan bid ek vir ons voor ons in die skrif ingaan. Here, dankie dat U ons nooi tot 'n verhouding, Here. Dankie dat U 'n God is wat ons hoor en vir ons luister, Here. Dankie dat U 'n God is wat ons sien, Here. Here, en ek bid vandag vir 'n nuwe opgewondenheid oor verhouding met U, 'n nuwe opgewondenheid vir kommunikasie met U, Here. Dat ons dit sal sien gebeur wat laas jaar gebeur het toe dit gereën het in ons geestelike lewens, in ons gesinne, in ons families. Dat daar 'n geestelike gesondheid, 'n nuutheid, 'n varsheid, 'n nuwe lewe, 'n vreugde in ons verhouding met U ontstaan as gevolg van 'n nuwe passie vir gebed en voor U kom, Here. Amen. Goed, so ons gaan kyk na Matteus 6 vandag vanaf vers 5 tot vers 8. Nou hierdie is net voor Jesus die Onse Vader vir sy disippels leer. En hierdie is 'n stuk wat so 'n bietjie van 'n raamwerk gee vir gebed. En so wil sommer net sê dat gebed in essensie is eintlik maar kommunikasie met God. Maar hier is die belangrike ding, en ek dink wat ons gaan sien uit hierdie skrif uit is, die vraag is dan, wat glo jy oor die Here? Want dit gaan 'n drastiese verskil maak in hoe jy bid, in hoe jy die Here benader in gebed. So, ons lees saam Matteus 6 van vers 5 af. En wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur mense gesien kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. Dis die woord van die Here. So, ek het vanoggend se boodskap getitel, gebed tot die Vader wat luister en jou sien. En so, ons sien, Jesus praat hier van 2 groepe mense soos wie ons nie moet bid nie. Hulle is nie die voorbeeld wat ons wil volg nie. Die eerste groep sê is die skynheiliges.
En so hy sê, en wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur mense gesien kan word. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Nou so op die oog af, wat sê Jesus hier? Sê hy, ons moenie in publiek bid nie? Is dit wat hy besig is om te sê hier? Want dit lyk amper so bietjie so, maar as jy die res van die skrif gaan lees, ek meen, Jesus het baie in publiek gebid, hy het sy disippels aangemoedig in die publiek te bid, so dis duidelik nie wat hy besig is om hier te sê nie. Wat hy besig is om hier uit te lig, is die motief van die skynheiliges. En so hierdie skynheiliges waarna Jesus verwys, in die taal wat Jesus besig was om te praat, is dit eintlik 'n woord wat verwys na iets baie soos 'n akteur. So hulle was mense wat in 'n blyspel sou speel en dan vertolk hulle 'n sekere rol, en jy weet, baie keer het hulle 'n kostuum aan en 'n masker aan, en so Jesus maak hierdie vergelyking en sê soos, moenie dat gebed 'n optrede vir jou is nie. Moenie dat dit vir jou 'n show is nie. En so, wat wil 'n akteur hê? Jy weet, hulle doen hulle optrede en as alles nou verby is, wil hulle hê mense moet gaan, wow, well done, dit was so mooi gewees. En so, Jesus sê iets in hierdie skrif, en hy praat van 'n beloning. Hy sê, hierdie mense, hulle motief vir gebed is om gesien te word deur mense, en die beloning wat hulle graag wil ontvang uit gebed uit, is mense se aanvaarding, mense se admirasie. So om dit terug te vat na gebed toe, dink ek is belangrik dat ons vandag vir onsself vra, wanneer ons bid in publiek tussen ander mense, wat is jou motief? Wil jy baie geestelik voorkom? Is dit 'n optrede vir jou? Of dan die alternatief waarna toe Jesus ons roep, sê hy dan, en hy praat oor wat ons motief dan moet wees. Hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deur toe, en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. En dalk het vir die Engelse mense, daai woord verborgenheid beteken in secret. It's something that's in secret and will be revealed. En so dit verwys na, Jesus verwys eintlik hier na 'n baie spesifieke plek in daai tyd in die kultuur. Baie van die huise was soort van oop plan, maar daar was gewoonlik 'n kamer waar daar soos 'n stoorkamer of iets, heel moontlik seker waar hulle kos gestoor het of iets, waar daar 'n deur was. En hy sê, gaan daarin, in daai een plek in jou huis in, waar dit heeltemal privaat is, en gaan bid daar. En dit sê hy om klem te sit op, gebed is 'n persoonlike ding met die Here. Dit is iets in gebed waar die Here ons roep om ons volle fokus op hom te sit. Waar die skynheiliges gesien wou word deur mense, is gebed 'n plek waar ons voor die Here kom en sê, Here, sien my. En so, Jesus gebruik hierdie gelykenis om te sê, soos, sonder jouself af, en ek dink vir ons vandag, dink ek is een van die moeilikste goed, om net weg te kom van jou selfoon af. Jy weet, sit hom op silent, sit hom af, sodat jy 100% in volle jou aandag kan gee aan die Here. En so ek dink, dis belangrik wat Jesus hier uitlig, dat daar 'n plek is van privaat, persoonlike gebed. En ek wil dit vandag vir jou vra, het jy so 'n plek? Het jy so tyd in jou week? Ek dink dis dalk die beter vraag vir ons om te vra, want partykeer is die plek nie die probleem nie, die tyd is die probleem. Ek probeer at least een keer 'n week so tyd vir myself skep, van 100% afgesonder wees, en net tyd saam met die Here gaan spandeer in gebed. En so,
ek dink wat ek net hier rondom wil sê, ek dink dis nodig om beide te hê, om 'n tyd te hê van persoonlike gebed en tyd waar ons saam as 'n geestelike familie bymekaar kom en bid. So ek wil jou sommer ook aanmoedig, soos Marshall ook vroeër gesê het, elke eerste donderdag van die maand het ons encounter night. Ek wil jou regtig uitnooi soontoe. Ek dink dis een van die maklikste maniere waar wat ek nou van gepraat het rondom die Here wat ons roep om 'n gemeente van gebed te wees. Daai is 'n maklike manier vir ons om dit uit te leef. So ek wil jou regtig nooi soontoe. Maar goed, en ons sien, so Jesus praat hier van daar's 'n beloning tot gebed. En duidelik sê hy, okay, hierdie skynheiliges mis uit op die beloning. Hulle kry hulle beloning wat hulle wou gehad het, hulle kry die hande klap, hulle kry die, wow, jy bid so mooi, jy's so mooi, goeie Christen mens. Dit is hulle beloning. So eintlik sê Jesus dan, hulle moenie nog 'n beloning verwag nie. En so wat is die beloning waarvan Jesus dan nou praat vir gebed? Hoe lyk dit dan? Wat is dit? En ek wil net vir 'n oomblik ook stil staan daar en sê, ek dink baie keer is dit juis wat ons vergeet. Ons vergeet daar is 'n beloning vir gebed. Ons voel so half, dis baie geestelik om net te bid en dis nie 'n beloning te verwag of verwag dat iets moet gebeur uit gebed uit nie. Dis nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê daar is 'n beloning tot gebed. So dis belangrik dat ons verstaan wat dit is, want ek dink dis een van die maniere wat ons gebedslewe doodgaan, is om net te gaan, okay, ek bid nou maar omdat ek bid. Wat is die resultaat daarvan? So Hebreërs 11 vers 6 sê hierdie, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. God beloon ons wanneer ons hom soek. Ander skrif sê, wanneer ons die Here soek, sal ons hom vind. En so, die regte beloning is dit, en hierdie skrif in Matteus sê dit ook so, sê, bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is, en jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. So dit lig amper hier 'n karaktereienskap van die Here uit. Dit sê, God is alomteenwoordig. Hy's almagtig, hy's alwetend, en hy wag vir jou, wanneer jy na hom toe kom in gebed. Ek weet nie wat se groter beloning daar kan wees, as om verhouding te hê met so God. Hy nooi ons uit om in privaat te kom en in verhouding met hom te wees, om gemeenskap met hom te hê. Wayne Grudem, 'n bekende teoloog, sê dit so, prayer brings us into deeper fellowship with God, and He loves us and delights in our fellowship with Him. So ek wil hê jy moet gou dink aan, as jy tyd spandeer saam met 'n vriend, of iemand wat jy regtig goed ken, en wat jou ook regtig goed ken. Hoe voel dit as jy 'n bietjie tyd saam met so 'n persoon spandeer het? Jy voel, hulle verstaan jou. Jy voel, hulle hoor jou. Hulle sien jou raak vir wie jy is. Hulle weet wie jy is. Baie mense sê, om gehoor te word in daai manier dis ons definisie as mens van wat dit is om liefgehet te word. Dit is presies waarna die Here toe ons nooi, en ek wil sê male 100 in gebed met hom. So 'n tipe verhouding, 'n tipe verhouding waar jou Skepper, die God van die heelal wat jou gemaak het, wat elke persoonlikheid, quirk, elke liewe ding van jou weet en ken, dat hy tyd met jou wil spandeer, met jou wil kommunikeer. En so
skynheiliges, die beloning wat hulle gesoek het, is hulle wou gehad het, mense moet hulle sien. God sê vir jou, bid, want ek sien jou. Vir wie jy is. Ek sien jou, ek ken jou, ek weet wie jy is. En so hoe sal ons gebedslewens verander as ons dit regtig glo en aanvaar? Dat hierdie almagtige, alwetende, alomteenwoordige God ons sien en ons wil beloon met sy teenwoordigheid. So dan is daar 'n tweede groep mense waarvan Jesus praat en hy sê, moenie soos die heidene wees nie. En so ons het gekyk na die motief, wat ons motief moet wees vir gebed, en dan praat Jesus, dan sê hy, van die heidene, dan sê hy, wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie. Hulle verbeel, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. En so, hier praat Jesus oor, okay, maar hoe moet ons bid? Die ander woord daarvoor is, die modus van gebed. Die wyse waarop ons moet bid, en hy sê, moenie soos die heidene bid nie. En so, wat probeer Jesus sê? Sê hy, ons moenie baie woorde gebruik wanneer ons bid nie? Dit klink ook nie vir my heeltemal reg nie. Jesus het baie keer deur die nag gebid, ek seker hy het baie woorde gebruik. So waarvan praat Jesus hier? Sien in daai tyd, die Griekse en die Romeinse gode, het mense aanbid, en wanneer hulle gebid het hulle ingewikkelde lang gebede gehad, wat hulle amper moes bid, sodat hulle gode hulle kon hoor. En dit was baie ritualisties, wat jy nou deur hierdie gebed moet gaan, en dan dalk, as jy dit reg gedoen het, kan jy half hierdie God se arm draai om vir jou te luister. Dis iets wat ons sien in die skrif, ook laat my dink aan 1 Konings 18, waar Elia en die Baalprofete so 'n bietjie van 'n konfrontasie het, en Elia het 'n kalf op 'n altaar, en die 450 Baalprofete het 'n kalf op 'n altaar, en albei moet nou bid, laat daar nou vuur afkom uit die hemel uit, en Elia sê vir die Baalprofete, okay, gaan julle eers, dan kyk ons wat gebeur, en hulle dans om die altaar, en hulle sing, en hulle bid, en hulle skree, en hulle doen klomp verskillende goed, later aan raak hulle so desperaat, hulle begin hulle self sny en goed, en Elia kyk hierdie storie, en hy mokkel al, en hy sê vir hulle, hoorie, julle moet net bietjie harder bid, julle God hoor julle nog nie, so skree net bietjie hard, ek dink nie julle doen julle dingetjie reg nie. En so dis so bietjie waarna Jesus hier verwys. Daar is nie 'n ritueel of 'n die regte gebed om te bid nie. En so die hele vals geloof, die verkeerde denkwyse van die heidense en hierdie mense wat hierdie ander afgode aanbid het, is alles in dit dat hulle voel hulle moet hulle God manipuleer om vir hulle te luister. Ons is nie in daai selfde situasie nie. Jesus sê hier vir sy disippels, God hoor jou wanneer jy bid. Jy hoef nie sy arm te draai nie, jy hoef hom nie te probeer manipuleer nie. Hy verhoor jou gebede. Hy's almagtig, hy's oral, hy luister vir jou wanneer jy bid. So jy kan vandag verseker wees, wanneer jy bid, hoor die Here jou. Nou ek dink hier's waar ons moet versigtig wees, want ons voel baie keer dat as die Here ons hoor, dan moet hy mos nou ons gebede beantwoord. Dis ook nie noodwendig die waarheid nie. En so ons sien dit ook in die skrif, in Matteus 20 kom Jakobus en Johannes na Jesus toe en hulle kom vra hom iets. Ek dink daaraan as, jy weet, ons kom na Jesus toe en ons vra goed in gebed en hulle vra vir Jesus, Jesus, ons wil graag aan jou linker en jou regterhand sit wanneer jy eendag in jou koninkryk ingaan. En Jesus sê vir hulle, ek dink nie julle weet wat julle besig is om te vra nie. En hier's hoekom, en ek dink dis ons ook baie keer. Ons het nie die volle prentjie baie keer wanneer ons bid en waarvoor ons vir die Here vra in gebed, het ons nie altyd
die hele prentjie wat die Here het nie. En Jesus sê vir hulle, julle is nie bewus van wat julle besig is om te vra nie. Julle kan nie die koppie drink wat ek moet drink nie. Waarvan praat Jesus? Jesus praat van sy kruisiging. Want toe hy in sy koninkryk ingaan, wie was aan sy linker en sy regterkant? 2 ouens wat ook gekruisig word. Jesus sê vir hulle, julle is nog nie reg vir dit nie. Julle verstaan nog nie wat julle vra nie. En so ek dink, en ek wil dit met sensitiwiteit vandag sê, partykeer beantwoord die Here nie ons gebede nie, want ons het nie die volle prentjie nie. Ons weet nie wat die Here sê nie. Ons weet nie waarmee hy besig is nie. Maar ons kan verseker wees dat hy wel ons gebede verhoor. So, hoe moet ons dan wel bid? Hoe lyk effektiewe gebed? En so ek dink 'n sleutel lê in daai laaste stukkie van die vers waar dit sê, julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. So God is 'n goeie Vader, hy weet wat ons nodig het. Die doel van gebed is nie om vir die Here in kennis te stel van hier's wat ek nodig het nie. Here, hy weet klaar. Hy weet klaar. Die doel van gebed is vir ons om te belyn met die Here se wil. Dis vir ons om te groei in ons vertroue in die Here. Die doel van gebed is om in afhanklikheid voor die Here te kom en te verklaar dat ons weet dat hy is die goeie Vader. Wayne Grudem sê dit so, God as our Creator delights in being trusted by us as His creatures. For an attitude of dependence is most appropriate to the Creator-creature relationship. Prayer in humble dependence also indicates that we genuinely convinced of God's wisdom, love, goodness, and power, indeed of all the attributes that make up His excellent character. So ons kan bid asof die Here ons hoor, want hy doen. So ons het gekyk na hierdie 2 groepe, die skynheiliges wat bid op 'n manier sodat mense hulle sien, sodat hulle aanvaarding en admirasie deur dit kan ontvang. En die Here sê nie dit nie. Hulle verstaan nie dat die Here ons actually sien wanneer ons bid nie. Ons het gekyk na die heidene wat voel hulle moet God manipuleer, amper oortuig, sy arm draai om gebed te verhoor. En die Here sê, nee, ek hoor jou wanneer jy bid. Dis nie nodig nie. So, na wie moet ons dan kyk om te weet hoe om te bid? En so ek dink die antwoord is obvious, want Jesus is besig om sy disippels te leer hoe om te bid. Maar wag net vir 'n oomblik. So Jesus leer ons en wys vir ons 'n gebedslewe in die privaat en in die publiek. Hy wys vir ons 'n gebedslewe waarbinne dit 100% gefokus is op die Vader. Klomp keer het Jesus vir sy disippels gesê, bly julle hier, ek gaan alleen en ek gaan saam met my Vader wees. En hy wys vir ons 'n gebedslewe waar hy sy Vader vertrou, selfs al het dit beteken dat hy kruis toe moet gaan. Het hy 100% vertroue en afhanklikheid van sy Vader behou. En so nie net is Jesus vir ons die voorbeeld en leermeester rondom gebed nie. Alles wat ek vandag gesê het oor gebed is net vir ons moontlik gemaak deur Jesus. Ek gaan vir ons 'n skrif lees in Hebreërs 4, maar ek wil net so 'n bietjie konteks gee voor ek dit gaan doen. So in die Ou Testament, hoe die volk of hoe mense in die Here se teenwoordigheid gekom het, of dit was eintlik net die hoëpriester
wat in die teenwoordigheid van God uit mag kom. Jy sien, daar was 'n lang gordyn gewees in die heiligheid van die heiligheid waar die teenwoordigheid van die Here was. Kon die hoëpriester een keer 'n jaar ingaan onder deur hierdie gordyn, en dan kon hy ingaan en dan kon hy daar 'n offer kom maak aan die Here vir die sonde van die volk. En dan as die Here dit aanvaar het, prys die Here, was hy nog lewendig en hulle kon hom uitkry en dan het almal geselebrate want hulle weet, okay, ons sonde is gedeel mee. Nou so, die skrif hier in Hebreërs sê, Jesus word daai hoëpriester vir ons. Wat het gebeur toe Jesus gekruisig is? Daai gordyn het geskeur. Wat beteken dit? Dit beteken dat die teenwoordigheid van die Here is beskikbaar vir die wat kom deur die bloed van Jesus na die Vader toe. Dit is hoe ons bid. Dis die enigste manier wat ons waarlik in die teenwoordigheid van die Here kan gaan staan, want deur Jesus is ons heilig gemaak. So ek lees vir ons hierdie skrif saam. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Want ons het 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is. En dit sonder dat hy gesondig het. En hier's hoe hierdie vir my betrekking het tot gebed, dan sê dit, laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang op die regte tyd gehelp kan word. Ons kan met vrymoedigheid voor die Here kom. Ek wil jou aanmoedig, die Here wag vir jou om in kommunikasie, om in verhouding met hom te tree. En jy weet vanoggend waar die Here sy vinger gedruk het, op watse gedeelte van gebed. Dalk is dit in privaat gebed, dalk in saam met ander mense bid. Dalk is dit in jou motief van gebed, dalk is dit in hoe jy bid, wat die Here vir jou vandag iets uitgelig het. Maar ek wil vandag vir jou dit sê, dis net deur Jesus wat ons kan nader na die Here toe. So ek wil hê ons moet reageer op hierdie boodskap vandag deur nagmaal saam te gebruik. En so daar's 'n tafel daar agter, die kan so almal in die blok en hierso so kan by daai tafel gaan kry en daar's 'n tafel daai kant so die blok en mense hier in die middel kan ook daai kant gaan kry. So ek wil hê ons moet vandag net opnuut weer die nagmaal gebruik om dankie te sê vir Jesus en wat Jesus vir ons gekoop het in terme van verhouding met die Here. In terme van dat ons in kommunikasie kan staan met die Here. Dat ons hierdie vader-kind verhouding kan hê met die Here is net moontlik deur Jesus. So, jy is welkom om uit te beweeg en die elemente te gaan kry en dan sal ek ons van daar af verder lei. So ek wil sommer net hê dat ons net 'n oomblik vat en jy kan sommer net jou oë toemaak. Net 'n oomblik in gebed spandeer. En net voor die Here kom en dalk as daar iets is wat jy voel die Here spesifiek met jou oor gepraat het vanoggend rondom gebed. Dalk voel jy daar's iets waarvan jy moet bely. Dalk 'n onafhanklikheid van die Here, 'n afhanklikheid op self is baie keer iets wat ons hou van gebed af. Dalk is dit omdat jy sukkel om die Here te vertrou. Dat jy sukkel om regtig jou hart voor die Here te bring en na 'n hardheid gekom in jou hart.
Dalk is daar gebede wat jy al vir lank bid, wat jy voel die Here het jou nog nie gehoor nie. Want jy het nog nie iets sien verander nie, jy het nog nie iets sien gebeur nie. Vandag vanoggend wil ek vir jou sê dat die Here hoor jou. Hy luister. So kom ons vat net 'n oomblik en kom met ook in dankbaarheid voor die Here en sê dankie vir Jesus dat dit as gevolg van sy bloed en sy liggaam is wat ons in verhouding kan staan met die Here. Wat ons kan bid en weet die Here hoor ons, dat ons kan voor die Here kom, deur die heilige, almagtige, alomteenwoordige God. So kom ons vat net 'n oomblik en bid saam. Here Jesus, dankie vir u teenwoordigheid hier vandag, Here. Here, dankie dat die voorhangsel geskeur is, Here. En dat ons in u teenwoordigheid kan staan vandag, Here, nie op grond van ons eie geregtigheid nie, maar op grond van Jesus se bloed wat ons skoon kom was het. Here, ons reken dit nie 'n klein ding dat ons so met u kan praat. Here, ek bid vanoggend dat u herstel in harte kom bring, daar waar daar dalk teleurstelling is, gebeur het al, mense gevoel het, u het hulle nie gehoor nie, Here. Heilige Gees, kom bedien mense vanoggend hier opnuut. Here, u is 'n God wat luister, en u is 'n God wat ons sien, Here. U is 'n God wat met ons is, Here.